Vanmôre gesels ons oor 'n warm patat. 1 Samuel 5. Die tragiese verhaal van die verbondsark van God wat so liderlik misbruik is deur die Israeliete en toe boonop deur die Filistyne gebuit is, het 'n naderdraai wat in 'n sekere sin eintlik baie komies is, eintlik amper lagwekkend. Daardie aand na die groot slag waarin hulle die arme Israeliete so vermorsel het die vreugdevure natuurlik hoog gebrand in die kamp van die Filistyne. Hulle groot trofee, die verbondsark van God, van Israeliete, het daar een kant gestaan terwyl hulle fees gevier het. Die volgende dag is hulle terug weswaarts met hulle kosbare buit en die stad Asdod kry die eer om die gasheer te wees vir die verbondsark. Met groot fanfare word die ark die tempel van die afgod Dagon binne gedra en dit word voor hulle afgod staan gemaak om te toon dat hulle God baie magtiger is as die God van Israel. En toe begin die pret, as jy dit so kan noem. Want net die volgende môre skrik die priester om skoon in 'n ander geloof in toe hy die tempel binne stap. Om een of ander onverklaarbare rede het Dagon omgeval. Maar die ding wat hom koue rillings gee is die feit dat Dagon vooroor op sy gesig geval het, reg voor die verbondsark. So asof hy in aanbidding voor hierdie God van Israel gaan lê het. Die arme priester is in doodsangs daaruit om die nuus aan sy medepriesters te gaan breek. Met groot moeite kos dit hulle om vir Dagon weer op te tel en op sy plek terug te sit, terwyl koue rillings agter die manne se ruggrate afhardloop. Sê nou maar net. Wanneer Dagon weer sy staan gekry het, weet hulle dat daar geen manier is dat enige een weer daai swaar afgodsbeeld kon omstamp nie. Maar die volgende oggend was dit maar weer sulke tyd. Toe die priester ewe niks vermoedend die halfskemer van die tempel betree, val hy hom amper dusnis oor iets wat op die drempel lê. Tot sy afgryse moes hy sien dat dit die kop en die 2 hande was van die afgodsbeeld waar hulle mors afgebreek gelê het. Al skreeuende van angs het hy daar weggehardloop. Sy maters kry die beeld van Dagon flenters op die vloer voor die verbondsark. Maar toe begin dinge eers lelik lol. Binne dae was die hele stad van Asdod vrot van pesswere. Hulle kon nie verstaan hoe dit moontlik kon wees dat al die inwoners skielik so getref kon word met hierdie pestilensie nie. Die paar wyse manne sit 2 en 2 bymekaar. Dis daai ark van God van Israel. Ons moet onmiddellik van dit ontslaa raak. Die God van Israel is besig om ons te kastei. Maar hoe raak jy van so 'n turksvy ontslaa? Hoofkantoor word gekontak en die was van mening dat die ark bloot na een van die ander stede gestuur moes word. Die stad Gat is die gelukkige ene wat nou die ark kry. En aanvanklik was die inwoners in hulle noppies met die groot eer wat hulle te beurt geval het. Skaars was die ark egter daar, of dinge begin lelik skeefloop vir die inwoners. Almal, klein en groot, slaan in die allerliderlikste pesswere uit. Weereens lag hoofkantoor dit af as blote toeval, toe die inwoners van Gat by hulle kom kerm. Stuur die ark na Ekron, was hulle bevel.
En inderhaas word die ark daarheen geneem. Die slegte nuus van die ark het hom egter vooruitgeloop en die Ekroniete was met angs vervul toe die ark daar aankom. Ons wil dit nie hê nie, het hulle gekerm, maar dit was reeds te laat, want presies dieselfde lot het hulle getref. Die geskreeu in die stad kon baie ver gehoor word, lees ons in 1 Samuel 5 vers 12. Daar was net een uitweg oor. Stuur die verbondsark van God van Israel terug na waar hy vandaan kom, na Israel. Ons moet wonder wat in die jong Samuel se gedagtes omgegaan het toe hy al hierdie gerugte hoor. Hierdie was 'n baie duur les vir die Filistyne, net soos die Israeliete hulle op die harde manier moes leer, dat jy nie vir God kan manipuleer nie. Hulle moes ook voel hoe dit voel wanneer jy vir God probeer misbruik. Daar steek egter baie meer in hierdie verhaal is net dit. In die eerste plek gee dit my koue rillings as ek moet hoor hoe die Here misbruik word deur sekere sogenaamde profete wat in die heilige naam van God allerhande dinge aanvang. Maar dan sien ons ook in hierdie verhaal dat die Here nie gebind is om slegs deur sy volk te werk nie. Hy kan op ander maniere ook werk. Wanneer sy volk nie meer 'n geskikte instrument is om sy doel te bereik nie, gebruik hy ander, selfs heidense volke, en in hierdie geval selfs 'n afgodsbeeld. Die boodskap wat die Filistyne baie duidelik moes kry was, dat hy die enigste ware God is. Israel moes dit alreeds vir hulle gewys het. Maar omdat Israel nie meer geskik was daarvoor nie, het hy eers die beeld van Dagon gebruik om dit vir die Filistyne uit te spel wie hy is. En toe hulle nog steeds nie die boodskap kon kry nie, het hy teëspoed gebruik om hulle uiteindelik tot insig te beruk dat dit nie die ark is nie, maar God almagtig. Natuurlik kan nie alle teëspoed wat ons tref aan God toegeskryf word nie, maar soms moet hy selfs teëspoed in ons lewe gebruik om ons tot ons sinne te ruk. Kom ons bid. Here, dankie ook vir teëspoed in my lewe om my op daardie manier nader aan U te trek. Amen.